Hallo en welkom by hierdie week se episode van Hoe ek dit sien, my podcast waar ek sommer gesels oor dinge wat oor my pad kom en wat op my radar is. Hierdie week gesels ek oor dinge soos die voorgestelde naamverandering van Suid-Afrika, Elon Musk se voorstel vir 'n nuwe politieke party in Amerika, natuurlik die sport, bietjie iets interessant op sosiale media wat my oog gevang het van Francois van Cooke, my geliefde Leeu rugby span en my top 3 waarvoor jy sal moet wag om te hoor wat dit is. Baie dankie dat jy ingeskakel het en luister na my podcast Hoe ek dit sien. Op plaaslike front was daar 'n nuwe ding wat sy kop uitgesteek het. Mense hoef seker nie meer te verbaas te wees oor hierdie tipe goeders nie. Daar is 'n klein nuwe politieke party genaamd African Transformation Movement. Die kort daarvoor is ATM. Dit behoort seker alles te sê. Want wat kry jy by 'n ATM? So hierdie mense is seker ook maar net in dit vir dit. Nietemin, die ATM het voorgestel of wil voorstel dat die naam van ons land, van die Republiek van Suid-Afrika verander word na die Republiek van Azanië. Jy het reg gehoor, die Republiek van Azanië. Hulle stel voor dat Suid-Afrika of Republiek van Suid-Afrika te kolonialisties is en dit verwys terug na die Britse regering oor ons land en alles wat met dit gepaard gegaan het. Nou, ironies is die woord Azanië, het dit 'n Griekse oorsprong, en is dit maar net die woord wat die Grieke destyds gebruik het om te verwys na die ooskus van Afrika. So, as jy nou wil praat van kolonialisme, dan is dit seker dit. Nou ja, ons sal sien hoe ver dit kom. Willem Petzer het 'n baie meer breedvoerige gesprek daaroor, gaan kyk gerus op YouTube, soek hom maar net onder Willem Petzer, en dan Suid-Afrika se naamverandering of so. Hy gee baie goeie uiteenlegging van dit, en hy gesels meer breedvoerig oor die geskiedenis daarvan, oor hierdie politieke party. Net so terloops, volgens Willem het naamveranderinge, seker in die afgelope 30 jaar of so, ek praat hem onder korreksie, maar hy gee die volgende bedrag. Naamveranderinge van strate, dorpe, provinsies ensovoorts, het ons gekos 44,6 miljard rand. 44,6 miljard rand is wat het ons gekos het, vir jou gekos het, die belastingbetaler. So onnodig soos wat dit is, asof daar nie ander goed is om geld op te spandeer nie. So uit die aard van die saak sal iets soos 'n land se naamverandering soveel meer kos. Ek dink dis belaglik, ek dink nie dit sal gebeur nie. Ek dink daar's te veel geskiedenis geheg en te veel positiewe emosie ook aan die naam van ons land om dit te verander. Maar dit gee maar net 'n idee van hoe kranksinnig sommige van hierdie politikusse is, net so terloops. Ek is nie 'n aanhanger van enige politikus nie. Ek beskou myself as redelik konservatief, maar ek moet nog verkeerd bewys word in my eie lewe dat 'n politikus daar is vir die belang van die mense. Ek dink 99% van hulle is in dit vir hulle self en stel nie regtig belang daaraan om die mense op te hef nie, veral hier in Suid-Afrika, en ek maak nie eintlik enige uitsonderings nie. Daar's miskien 1 of 2 politikuste wat bietjie meer integriteit het as die res, maar ek dink nie dis veel nie, net so dat julle weet waar ek staan rondom politiek, en dis wêreldwyd en in Suid-Afrika. Ek dink nie politikuste en ook internasionale politikuste doen regtig soveel vir die wêreld of vir hulle eie lande, sover ek kan aflei nie.
Wat internasionale nuus betref, is daar net twee goedjies wat ek wil noem. Die een is die tariewe of tariffs, soos Donald Trump dit noem, wat hy op Suid-Afrika gehef het. Dis nou al 'n paar weke oud. Dis 31%. Dit beteken dat enige iets wat Suid-Afrika na Amerika toe uitvoer, is daar verhoogde tarief of 'n belasting van 31% op. En wat hierdie week nou verder gebeur het, is dat Donald Trump gesê het, enige land wat geassosieer word of hulle self assosieer met BRICS, gaan nog 'n verdere 10% belas word. As jy nie doodseker is oor wat BRICS is nie, BRICS staan vir Brasilië, Rusland, Indië, China en Suid-Afrika. Dis min of meer hoe die groep ontstaan het. Hulle het ontstaan uit 'n posisie van handel, om handel meer pro hulle self te maak en minder na die weste toe hoef uit te reik. So dis waar dit begin het. Natuurlik sien die Amerikaners en Donald Trump dit as 'n groot kompetisie vir hulle. In die tussentyd het dan nog lande by BRICS aangesluit. Lande soos Egipte, Ethiopië, Indonesië, Iran en United Arab Emirates. So net in kort daaroor. Ander interessante Amerikaanse politieke nuus is dat Elon Musk besluit het om sy eie politieke party te begin. Die van julle wat dalk nie so baie na die internasionale politiek kyk nie, en veral Amerikaanse politiek. Elon Musk en Donald Trump was soos beste maatjies gewees op 'n stadium, nadat daar 'n aanval was op Donald Trump se lewe vroeër die jaar, toe hy, of verlede jaar eintlik, toe hy toe Donald Trump nog in die reis was vir die president, was daar 'n moordpoging, 'n sluipmoordpoging op sy lewe gewees, en dis daar waar Elon Musk nogals betrokke geraak het. Hy het 'n groot ondersteuner van Trump geraak, en hulle het regtig soos beste vriende geraak. Nou ja, soos my ma altyd gesê het, mens moenie die pap te dik aanmaak nie. Nou, daai tweeetjies het die pap te dik aangemaak, en toe verbrand die pap nou. In die tussentyd het hulle 'n paar reuse uitvalle gehad, en oor en weer beledigings geslinger op sosiale media. Die uiteinde van dit op hierdie stadium is dat Elon Musk gesê het, hy gaan sy eie politieke party begin. Meeste mense sal dit afmaak as net 'n skoot in die wind dalk. Ek dink nie dit is nie. Ek dink die Amerikaanse politiek word gebou op geld. Hoe meer geld jy het, hoe sterker is jou politieke party. Nou, dis geen geheim dat Elon Musk, die rykste man in die wêreld, dit wissel maar dis rondom hier by $400 biljoen. As jy dit na rand toe wil verwerk, moet jy dit met 20 maal. Ek weet nie wat dit is nie, maar dis baie geld. Elon Musk het baie geld, so hy kan dit doen, en hy het dit ook gedoen. Elon Musk het hierdie week sy eie politieke party van stapel gestuur. Die party se naam is The America Party. En daardeur, ek dink hy beplan om 'n tipe van 'n goue middeweg vir die demokrate en die republikeine te skep, waar diegene, veral die politikuste, as ook die burgers van Amerika wat raad op is met mense soos Donald Trump, en waarskynlik ook die ver linkse uitkyk van die demokrate, mense wat moeg is vir dit, wat 'n alternatief soek. Ek dink daar gaan nogals redelik aftrek wees vir dit. Ek weet Elon Musk het gesê dat sy fokus is nie nou op om die presidentsie te wen nie, maar op die huis en die senaat, om setels te wen in die huis en die senaat binne die volgende jaar.
Elon Musk kan natuurlik nie self vir president staan in Amerika nie, want jy moet 'n gebore burger wees van Amerika om te staan. Daar's basies net 2 kwalifikasies. Jy moet 'n gebore burger wees en jy moet ouer as 35 wees as jy wil staan vir die Amerikaanse president. So Elon Musk sal dit nie doen nie, maar iemand wat dan nou deel van sy party word, sal kan staan vir die Amerikaanse president. Dit sal interessant wees om te sien binne die volgende jaar, 2 jaar, watter huidige politikuste gaan hulle by Elon Musk skaar. Ek dink hoë vlak politikuste gaan versigtig wees om aanvanklik deel te raak van dit, maar ek dink teen die einde van 2026 se kant gaan 'n ou sien of daar enigiets is aan Elon Musk se party en of mense hulle self daarbey gaan aansluit, veral hoë vlak politikuste en mense wat dalk nie heeltemal om dieselfde tafel sit as Trump nie. En ek dink daar is ook 'n paar meer konservatiewe demokrate wat nie heeltemal saamstem met hoe die demokrate dinge doen nie. So dit gaan interessant wees om dop te hou. Wat sosiale media betref, het ek nogals hierdie week eintlik half 'n slegte en skokkende insetsel gesien. Ek neem aan dis geplaas deur die oorspronklike mense wat betrokke is. En ek volg Francois van Cooke op sosiale media, op sekere platforms, en toe was daar so 'n halwe baie teleurstellende uittreksel van 'n verhoog optrede. Nou ek weet Francois van Cooke en Polisiekar is nog altyd rebels en dis waarop hulle naam gemaak het en hulle het daar's van hulle musiek wat nie sleg is nie, moet ek sê, en dis eintlik van Francois van Cooke se musiek wat nogals baie goed is, waarvan ek baie hou. En vir hom as mens self kan ek niks sleg sê nie. Ek het nog altyd gehou van wat ek gesien het. Tot ek nou hierdie uittreksel gesien het, waar hy aangetrek is, half, hy het sulke rooi horings en baie snaakse klere aan en hy is gegrimeer asof hy bebloed is en so aan. En mense kan optree soos hulle wil, ek verstaan dit, maar ek dink daar's 'n tyd vir alles. Daar's 'n tyd vir rebellie en vir jonk wees om te eksperimenteer, maar daar's ook 'n tyd vir groot word. Ek dink iets wat Francois van Cooke en Polisiekar nie heeltemal in ag neem nie is, hulle aanhangers het ook ouer geword, het ook saam met hulle gegroei. En daar's 'n tyd wat 'n mens in jou jongmenslewe sekere goeie sal aanhang en saam met 'n rebelle golf wil geassosieer word. Maar sy aanhangers is ook nou al sekerlik in hulle 40's, baie van hulle, veral die wat nou van hulle jong dae afgekom het. En as jy in jou 40's is, of begin raak in jou 50's, of selfs laat 30's, dan het jy natuurlik kinders, en ek dink Francois van Cooke het ook kinders, en ou wil nie daai tipe van voorbeeld daar uit in die ether sit, vir jou eie kinders, vir jou volgers se kinders en so aan nie. Ek weet nie, vir my was dit maar net 'n bad look. Ek kon nie enige iets sien wat aandui dat dit 'n vals plasing is, dat iemand anders dit geplaas het, of dat dit nie hulle is nie. Daar was genoeg comments en so aan om die gesprek aan die gang te kry. Ek sien die plasing is nog steeds daar. So hy is nie weggevat nie, daar's nie ontken dat dit hulle is, of dat dit hy is nie. Vir my was dit maar net 'n slegte look vir iemand wat nou meer volwasse behoort te wees. Weereens, daar's van sy musiek en van hulle musiek wat baie goed is en waarvan ek baie hou. Wat media betref, het ek verlede week 2
programme probeer kyk op Disney Plus. Die een was Ironheart en die ander een was die nuwe Snow White, Sneeuwwitjie. Ek kan eintlik maar albei onder dieselfde kategorie plaas, as ek vir jou sê, ek het so 1/3 deur albei gekom. Ironheart is 'n reeks, as ek het die eerste episode gekyk, en ek het regtig met 'n oop gemoed daarna gekyk. Dieselfde met Snow White and the Seven Dwarfs. Met 'n oop gemoed. Ek wil nie te krities na enigiets begin kyk nie, maar dit vat nie lank voordat die hele reënboogboodskap by jou keel afgedruk word nie. In die geval van Ironheart gaan dit oor 'n soos hulle sal sê in Amerika, African American meisie wat 'n beurs gekry het by 'n vooraanstaande universiteit in Amerika om in tegnologie te swat, en sy is blykbaar so ongelooflik slim dat sy slimmer is as Iron Man se Tony Stark, en sy kyk half neer op hom in terme van wat hy kon verrig het en wat sy verrig, maar sy is so slim dat sy halfpad deur haar kursus uitgeskop word, omdat sy nie kan onderskei tussen wat goed en wat sleg is in haar kursus en wat sy behoort te doen, wat sy nie behoort te doen nie, en daardeur gooi sy haar hele beurs weg, en sy word uit die universiteit uitgeskop, en sy gaan op vlug met haar eie Iron Man suit, soos hulle sal sê, maar halfpad deur haar vlug word haar lidmaatskap of haar lidmaatskap by die universiteit word opgeskort, en dan gaan staan haar suit. Dan stop die ding ook sommer om te werk, omdat haar lidmaatskap by die universiteit opgeskort is. En dan raak sy betrokke by so baie diverse groepie kriminele, wat nou blykbaar die redding is vir haar. Is 'n ouerige storie met geen karakter, geen diepte nie. Jy voel nie, jy wil aan die karakter se kant wees nie. Jy voel die hele storie word vinnig aan mekaar geflans, net om iets te hê om op die TV te sit. Dis jammer, want ek dink daar's baie Marvel reekse wat eintlik baie goed is, maar jy moet aan 'n karakter bou. Jy kan nie sommer net wegspring en hoop die karakter, die kykers hou van jou karakter, net omdat sy kwansys rebels is nie. In die geval van Snow White and the Seven Dwarfs, in die eerste plek, het ons almal groot geword met die idee dat Snow White word genoem Snow White, omdat haar vel so wit is soos sneeu. Nou, die Snow White is nou nie so wit soos sneeu nie, en sy is ook nie mooi soos die stiefma, wat nou op die einde van die dag die heks is nie. So die hele storie val half uit mekaar uit binne die eerste half uur. Dis nie dat dit sleg gemaak is, of dat daar slegte akteerwerk is nie, maar dis maar net, as jy te ver wil wegbeweeg van 'n oorspronklike storielyn af, dan moet daar 'n rede wees, en daar is nie 'n rede behalwe dat Disney weer eens die hele reënboog idee by mense keel wil afdruk, ten koste van 'n wonderlike en sentimentele oudtydse verhaal, waarmee ons almal groot geword het nie. Dit wil vir my voorkom asof al twee die produksies 'n flop gaan wees, in terme van kykergetalle, in terme van geld bestee en inkomste. As jy gewik en geweeg het om dit te kyk of nie te kyk nie, jy kan nog steeds dit begin kyk, maar moenie te veel verwag van enige een van die twee nie.
Op sportgebied is Julie maand natuurlik propvol aksie en ek gaan sommer wegspring deur te praat en geluk te wens die twee vroueatlete, twee Keniaanse vroueatlete. Faith Kipyegon het die vroue wêreldrekord in die 1500 meter verbeter en Beatrice Chebet het die 5000 meter rekord gebreek. Met die 5000 meter was dit die eerste keer dat 'n vrou, en ek bedoel 'n vrou, 'n werklike vrou, onder 14 minute gehardloop het. So dis regtig fantasties vir daai twee. Ek het dit dopgehou, hulle het in Amerika gehardloop in Oregon en hierdie Diamond League byeenkomste is regtig die moeite werd om te kyk. As jy lief is vir atletiek en jy wil goeie atletiek kyk, wêreldatletiek, dan gaan soek gerus die Wanda League, die Wanda Diamond League byeenkomste. Dit word gewoonlik op DStv uitgesaai en dis gewoonlik so 2 ure lank. So dis nie 'n heeldag storie nie. Dis regtig die moeite werd om te gaan kyk en baie geluk aan daai twee vrouens wat die wêreldrekords gebreek het. Dan val ons dadelik by die rugby in. Die Springbokke het Italië geklop 42-24. Ek dink almal weet dit. Vir almal was dit 'n ietwat teleurstellende toets. Ons het soveel meer verwag na die wedstryd teen die Barbarians die vorige week. Dis moeilik om 'n vinger te wys na iemand of iets spesifieks. Persoonlik dink ek dat Hanrijk Pollard nie so 'n avontuurlustige speler is soos Sasha Feinberg Mngomezulu nie. Ek verstaan Hanrijk Pollard se waarde in 'n span en veral in belangrike toetse en in wêreldbekers, ek verstaan dit, maar ek dink op die oomblik is 'n speler soos Feinberg speel hy 'n groot rol om die avontuurlustige Cheslin Kolbe en Kurtley Arendse aan die gang te kry. So dis nogals iets vir my om in gedagte te hou. Morne van der Berg uitstekend gewees. Ek dink almal was redelik goed gewees. Niemand as 'n geheel het die span nie so goed gespeel soos die vorige week nie, maar ek is een van daai wat glo ek vat eerder 'n lelike wen as 'n mooi verloor. So nog steeds wel gedaan in die Springbokke. Dan Nieu-Seeland en Frankryk, hulle het hierdie week hulle eerste toets gespeel. Nieu-Seeland het Frankryk net geklop. Ek dink Nieu-Seeland het baie om bekommerd oor te wees. Hulle speel natuurlik hierdie naweek wat kom weer. Saterdag weer 12:00 en dit gaan vir my nogals die toets wees van die naweek om dop te hou. Engeland het Argentinië geklop. Dit was my 'n verrassing gewees, want Argentinië is eintlik baie goed op die oomblik. Hulle het die Britse Lions geklop so 2 weke gelede, so 3 weke terug. En dan hierdie naweek speel die Britse Lions ook Saterdag teen gekombineerde Nieu-Seeland-Australiese uitnodigingsspan. Dit behoort ook goed te wees en dit behoort seker hulle grootste toets te wees tot op hede in Australië. Die week daarna begin hulle met hulle toetse teen Australië. Dan natuurlik die Tour de France, een van my gunsteling sportgeleenthede van die jaar, indien nie my heel gunsteling nie. Dit behoort weer uit te loop op 'n tweestryd tussen Pogačar en Vingegaard. Ek dink Vingegaard is met 'n kort kop my gunsteling, maar hulle is albei skitterende ryers en is so lekker om die Tour de France te sien met twee goeie ryers wat mekaar die stryd gaan aandurf. Eers op dag 10 begin hulle in die berge ry en dis wanneer die Tour de France in alle erns begin. Verder is Wimbledon goed op dreef. Op hierdie stadium is Jannik Sinner, Novak Djokovic, Carlos Alcaraz, is hulle al drie nog in. Dis die drie grootes op hierdie stadium. My gunsteling buiteperd is Ben Shelton van Amerika. As hy en Sinner albei hulle wedstryde vandag wen, dan speel hulle oor so 2 dae in die kwart eindstryd teen mekaar en ek dink dit gaan 'n wedstryd wees vir die boeke, as hulle natuurlik wen. Op die oomblik is Djokovic in 'n stryd gewikkeld teen Alex de Minaur van Australië. De Minaur het die eerste stel gevat en Djokovic die tweede stel. So ons sal sien wat daar gebeur. Ek hoop regtig Djokovic kom minstens by die semifinaal uit. Ek hoop natuurlik vir 'n 25ste Grand Slam titel
vir Novak Djokovic. Hierdie week se insetsel van Dit Krap aan My, gaan ek gesels oor my geliefkoeste rugby leeu span hier uit Johannesburg. Ek was baie bevoorreg om toe ek 12 jaar oud was op Ellis Park te speel, en selfs voor dit was ek 'n Transvaal ondersteuner, en het nog nooit 'n ander span ondersteun nie. Inteendeel, die Leeu's is werklik, selfs as dit by internasionale rugby kom, die Leeu's is my eerste span. So dis my baie sleg as die Leeu franchise op hierdie stadium sit met geen oënskynlike planne om 'n nuwe afrigter aan te stel nie. Ons gaan al 4 of 5 jaar in met dieselfde afrigtingsspan, en dit lyk asof ons net slegter en slegter doen elke jaar, met geen idee of geen planne om die afrigtingsspan te verander nie. Ek dink nie ons het 'n tekort aan spelers nie, ons het baie goeie spelers, ons het 'n klomp jong opwindende spelers, maar ek moet sê dit krap aan my dat dit lyk asof ons maar net gaan voortploeter met 'n leë Ellis Park, waar daar sekere 1000 mense of so op 'n goeie naweek kom rugby kyk, terwyl ons regtig nie te lank terug een van die top unies in die wêreld was, toe Warren Whiteley nog die kaptein was en Johan Ackerman ons afgerig het, en net daarna Swys de Bruin. Maar dit is my baie jammer en baie hartseer dat die Leeu franchise nie beter is as wat ons op die oomblik is nie. Die gevolg natuurlik is, buite die leë stadions, is dat jou goeie spelers gaan pakkette aanvaar by ander spanne, en mens kan hulle nie kwaadlik neem, want niemand wil in 'n ondergemiddelde span speel vir die beste deel of die beste jare van jou loopbaan nie. So, dit krap aan my. Hierdie week se top 3 het ek besluit om te gesels oor my top 3 CD's wat ek in my lewe besit het. En anders as ander weke sal ek hierdie week sal ek dit in die volgorde sê wat ek dink dit is. En hierdie is nie top albums van alle tye nie, dis maar net die CD's wat ek besit het, alhoewel dit sal my moeilik wees om ander te kies. Daar is 'n paar ander waarvoor ek baie lief is, en wat ek oor en oor sal luister, ander kunstenaars en so aan. Maar hierdie is die 3 CD's wat ek in my lewe besit het, wat ek dink die beste is, en dis in volgorde. Die derde een is van die 80s popgroep Erasure, en die album was The Innocents. Ek het eintlik die album, die langspeelplaat besit, vir die jonger kyker of kykers wat dalk kyk, vra jy maar wat is 'n plaat. In die tweede plek was James Blunt se debuut album Back to Bedlam. Dis baie rou akoestiese, betekenisvolle musiek wat vir my net fantasties was, veral in 'n nuwer era wat nie 80s is nie. En dan vir my, in my opinie, die beste album wat ek ken, en nie eers wat ek besit nie, maar wat ek dink die beste album is George Michael se Listen Without Prejudice. Dit was sy tweede album nadat hulle die groep Wham finaal geëindig het, hy en Andrew Ridgeley, en dit was sy tweede album. Die eerste een was Faith, maar die tweede album Listen Without Prejudice is in terme van moderne popmusiek iets baie spesiaal. Die musiek is ongelooflik volwasse, en die instrumentale deel daarvan was regtig net baie besonders. As jy het nog nie gehoor het nie, gaan luister gerus daarna. Dit was nie 'n baie suksesvolle kommersiële album nie, wat ook
Dis maak ook nie saak nie. Vir my was dit regtig fantastiese musiek. Wat my eie skryfwerk betref, ek is besig met 'n kort verhaal wat ek so weekliks vrystel, of waar ek weekliks 'n nuwe hoofstuk of 'n nuwe gedeelte vrystel op Facebook. Jy kan dit gerus gaan lees as jy wil. Ek probeer iets skryf wat anders is, bietjie meer mysterieus en modern. Is Afrikaans. Dis op hierdie stadium getitel Sondes. En ek gaan sommer net die eerste paragraaf of 2 lees. As dit iets is wat jou interesseer, dan gaan lees gerus die res op Facebook. Die glinsterende sweetdruppels wat van haar wimpers hang en haar sig verdof, laat haar wonder of sy droom. Eers toe sy die grove sandkorrels onder haar hoor girts, besef sy dat sy op die droë aarde lê. Die opstaan, drukkend met haar palms op die los sand, laat haar kners op haar tande en 'n onbekende stilte verwelkom haar soos sy haar hande afvryf teen haar denim en haar gesig probeer skoon kry van die stof met die vee van haar vuil hemdsmou. Soos sy haar balans vind en om haar staar na wat lyk soos 'n dorre vlakte met ver plat berge, knyp sy haar oë styf toe en probeer onthou wat gebeur het, maar niks. Niks kom na vore nie, geen gedagte, geen herinnering, geen idee selfs van waar sy haarself bevind nie. Die onwillekeurige hartslag wat sy aan haar bors voel klop, laat haar skielik nog meer paniekerig bewe. Maar 'n paar sekondes later onthou sy om op een knie te kniel, haar oë toe te maak en 10 asems te teeg. Dis beter, dink sy, en staan effe kreunend op. Die droë omgewing lyk vaagweg bekend, soos ergens in die Karoo, maar anders. Die plante groei is nie heeltemal soos die plaas net buite Koelsberg waar sy groot geword het nie. So ja, daar is 'n stukkie van die kort verhaal waarmee ek besig is om te skryf en gaan lees. Ek dink ek het reeds 3 of 4 gedeeltes daarvan gepubliseer op Facebook. Gaan lees gerus. Nou ja, dit dan alles van my af, van my kant af vir hierdie week. Dankie dat jy geluister het. Ek hoop dat dit vir jou interessant is ten minste. Ek probeer dit interessant te hou, dis vir my interessant en ek moet myself ook bietjie dwing om meer op te let na dinge wat in die wêreld aangaan. Maar nou ja, ek hoop jy het 'n wonderlike week en sien jou weer volgende week. Van my kant af, dis hoe ek het sien.